Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is by die 1 Junie, nog 'n maand wat verby is. Letterlik is ons nou in die helfte van die jaar. Nou my tema vir oggend is Mensekind. En ek wil vir jou hierdie gedeelte lees uit die Boodskapvertaling uit. En die opskrif is: Die Here wys Esegiel 'n vallei vol bene. En die Here het Esegiel hierna weer op 'n spesiale manier aan hom bekend gestel. Die Here se gees het my weggeneem en ek het by 'n laagte gaan staan. In die laagte het daar baie bene van mense rondgelê. Die Here het my toe om die bene laat loop. Dit was ou, uitgedroogde bene. Die hele laagte was vol daarvan. Oral op die grond het daar net bene gelê. Toe vra die Here vir my: Mens, kan hierdie bene weer lewendig word? Kan daar lewendige mense uit hierdie bene kom? Here my God, U alleen weet wat die antwoord daarop is, het ek geantwoord. So stel jou voor in die visioen wat hy in die dal van doodsbeendere staan. Mense doodsbeendere, die ander vertaling sê die bene was al dor wit gewees, so droog was hulle, en hulle het nie een soort by een soort gelê nie. Met ander woorde, dit was klomp geraamtes wat deur mekaar gelê het. Ek wil hê jy moet die chaos sien van dit, jy moet die doodsheid sien van dit. Everyone says that love hurts, but that's not true. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Everyone confuse these things with love, but in reality, love is the only thing in this world that covers up all the pain and makes us feel wonderful again. Ons word maar daagliks aan ons geloof getoets. Kan hierdie, wat ook al in my lewe nou aangaan, weer lewendig word? Die konfrontasie. Kan jy weer herstel word? Kan jou gebroke hart weer genees word? Kan jy weer genees word van die siekte? Kan jou finansiële toestand weer herstel? Kan jou verhouding wat gebroke is herstel? Kan jou huwelik wat op die rotse geloop het herstel? Kan jou geluk weer herstel word? Kan die onmoontlike gebeur? Die vraag hier is, kan dood lewe? Ek en jy het vir alles antwoorde. Maar hier, by die onmoontlike, hier raak ons verward in God se grootheid en kan ons maar net sê, U weet, Here. En as ons miskien minder praat, kan die Here miskien meer antwoord. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelyk het, moes eers hoor dat Jesus in die omtrek is, en toe die groter prentjie. Toe kon sy sien dat sy aan sy kleed kan raak en genesing ontvang. So wat sy gehoor het sy gesien. Wat sy gehoor het sy gesien. Geloof in gehoor het sien geraak. Nie sien is glo nie, maar glo is sien in die koninkryk van God. Wat jy sien, moet jou verder en verby die feite kan neem. Dit moet jou verder as jou omstandighede vat. Jy moet opgewonde raak in jou gees oor wat jy sien, hoe God sê dit sal wees. Jou gees, wat jou as mens die beste ken, moet so opspring in jou binneste. En as daar liefde is, gebeur dit elke keer. En hierdie keer nie butterflies nie, maar God se gees, sy roering in jou gees. Omdat U my lief het, Here, weet ek, U weet. As jy nou na jou omstandighede kyk vanoggend, soos wat Esegiel na die doodsbeendere gekyk het, is dit nou die tyd wat jy na alles kan kyk wat dood is. Soos wat ek gesê het, dalk is jou huwelik dood, dalk is jou verhouding dood, dalk is jou finansies dood, dalk is daar dood gespreek oor jou, oor een of ander siekte. Wat ook al in jou lewe aangaan, wat jy sien, kan nie herstel word nie.
tussen hakies wat dood is. God het vir hom gesê, loop om met die beendere, kyk goed wat jy sien. En toe vra God vir hom die vraag, kan dit lewe? Die vraag vanoggend is, jy wat so seer gekry het, wat so vasgevang is in onvergifnis, kan jy vergewe? En wanneer jy die bloed van Jesus vanoggend neem jy hom binnekant in jou, wat vir jou sê, dat jy tot alles in staat is, die Christus Jesus wat jou die krag gee. Jy is in staat om daardie persoon wat jou vernietig, te vergewe, vry te spreek, sodat daardie persoon nie meer die uitwerking op jou het nie. Daardie persoon wat jou so manipuleer met vrese, dit kan stop deur die bloed van Jesus se krag. Dit kan stop dat jy hierdie persone vergewe, nog voordat hulle daardie druk op jou plaas. En ja, ons is net mense, dit het ons gehoor vanoggend. En as jy in jou menslike wonde, die wonde van Jesus Christus inneem, in jou gees, jou siel, jou liggaam, dat jy gesond word van binne af, dan gaan jy agterkom, net die Here weet hoe om jou gesond te maak. Abba Vader, dankie dat ek in die naam van Jesus nou vir mense kan bid. Here, ons staan in die vallei van doodsbeendere. U vra ons hierdie vraag, terwyl ons u woord lees, kan my omstandighede verander? Ek sê vir u, Here, ek weet nie, net u weet. Amen.